Nou, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons so noem, ons is nie van hier nie. Ja, ek hoop net dat in hierdie reeks dat ons 'n besef kry dat mense, ons is nie van hier nie, hoor. Ons is van 'n plek wat ver van hier is. En dat ons moet nie die mentaliteit van hierdie wêreld aanneem nie. Ons moet altyd 'n heimwee hier in ons binneste hê na daardie plek van waar ons eintlik vandaan is. Ons moet 'n hinkering hê daarna dat ons dit sal lief hê die dag as Jesus ons op die wolke kom haal. Nou ja, ons is besig met die 3de aflewering en die kernteksvers wat ons gebruik is in Johannes 17 vers 16, wat Jesus hier, hy bid hier tot die Vader, en hy sê dat Here, hulle wat ek uitverkies het, of hulle wat my aangeneem het, hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos wat ek nie van hierdie wêreld is nie. Die dag toe jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het die Here gekom en daar is 'n deel van die ewigheid wat in jou kom woning maak het. Daar is 'n groot deel van dit wie jy is. As jy in Christus is, daar is 'n groot deel van wie jy is wat out of this world is. En ons moet baie meer begin fokus op daardie deel van ons lewens. Dat ons nie net sal dat ek voel om dit te doen of jy weet ek dink ek moet so iets nie, maar dat ons moet begin leef vanuit ons gees uit. Vanuit daardie deel van ons wat nie van hier is nie. Want van kleins af word ons geleer en gesê, weet jy wat ons nou met Zoe wat ons nou moet leer, jy weet dit is jou oortjies en dit is jou oogies en jy weet as jy naby iets kom en dit voel warm, dan moet jy wegvat want anders dan gaan jy seer kry en so word ons geleer van kleins af, ons moet sterk ag gee op ons sintuie. As jy sien 'n kar kom aan en jy's in die pad, dan moet jy uit die pad uitkom. As jy hoor 'n groot gedreun hier agter jou, moet jy kyk wat dit is, want dit kan jou dalk skade doen. Nou, ons word geleer om te let op ons sintuie. Maar wanneer jy daai vlak bereik het van nou, okay, ek ken nou my sintuie. En die dag as jy tot bekering kom, dan moet jy begin leer. Daar is geestelike sintuie waarna ons moet kan begin kyk. En dit moet override dit wat jou natuurlike sintuie is. En dit is baie keer vir ons die moeilikste ding. Want ons kan nie bekostig dat hierdie wêreld ons besluite affekteer en hoe ons voel nie. Die vreugde en die vrede wat jy gekry het, is nie van hierdie wêreld nie. En daarom, as hierdie wêreld dit wegneem, dan het jy dit nie van God gekry nie. Okay. Net soos wat Jesus nie van hierdie wêreld is nie. So is ek en jy nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So ons het nou 'n bietjie gekyk, verlede week het ons gekyk nou, wat gaan jy 'n ewigheid doen? Nou, jy weet, omdat jy nou nie vir hier is nie, jy is van hoofkantoor, okay, die dag as ons nou nie hier is nie, wat gaan ons doen? Dus as jy sien, die eerste 1000 jaar gaan ons op kursus. Ja, daai eerste 1000 jaar van vrede, waar die vyand vasgebind is, dan gaan die Here vir ons wys, wat is dit om te heers? Dit wat jy gemaak is voor, om te doen, van die eerste dag van Adam se lewe, of voordat hy gemaak is, het God in sy gedagtes gemaak. Hy gesê, kom laat ons maak, mense in ons beeld en ons gelykenis, en laat hulle heers. So van die begin af, is elke een van ons gemaak om te heers. Nee? En ek dink, jy weet, Jesus het nou toe gekom, en hy het die volle prys betaal, en hy het die sleutels van die doderyk, hy het die sleutels gevat, en hy het dit teruggegee aan Adam, teruggegee aan die mens. Maar ons weet nie, die Heilige Gees wil ons leer, hoe is dit om te heers in hierdie lewe? Nee? Maar ons kry dit net nie so reg soos wat ons moet nie. En ek glo in hierdie laaste dae, gaan ons 'n baie nouer 'n pad loop met die Heilige Gees, dat ons al hoe meer sal leer. Maar dan kom daar 'n 1000 vrederyk, wat Jesus self vir ons gewys, wat is dit om werklik te heers? En toe het ons gesien dat ja, na die 1000 jaar vrederyk, dan die Here vir ons die mag en die reg gegee om te kan oordeel.
Goed, dat ons gaan op trone sit en ons gaan help om te oordeel. En daarna gaan ons heers vir die ewigheid. Waaroor ons gaan heers, weet ek nie. Okay, maar dit is die ewigheid. So ons het min of meer 'n idee wat ons gaan doen daar en hoe dit gaan lyk en al daai dinge, maar dit het ek gevra, okay, jy weet, waarom moet ons heers hier op aarde? Ons is gemaak om hier reeds al te heers. Okay, maar waaroor moet ons heers? Die eerste ding waar ons nie ooit moet heers nie, is oor iemand anders nie. Ons is nie gemaak om oor iemand anders te heers nie. Nee, want ons is almal saam op een vlak. So waaroor moet ons heers? Waaroor moet ons heers? Kom ons gaan kyk. In Psalm 42 vers 6 is die psalmskrywer hier besig om te skryf en hy praat van al hierdie moeilike tye en dit en dan op 'n stadium dan sê hy, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Waar is die eerste ding waar jy moet heers? Oor jouself. Jy het 'n natuur, ons het nou al gesien wat Paulus praat, van hierdie twee nature in ons binneste, en die een is teenoor die ander ene, en dan is daar hierdie oorlog, binnekant oorlog in ons, en elkeen van ons ervaar dit daagliks, is dit waar? Ek meen, moet ek vir die bulle skree, moet ek nie, moet ek vir die bulle, jy weet, is dit, okay. Ons het hierdie innerlike stryd daagliks. Maar God sê dat die eerste ding waar jy moet heers, voordat jy enigstens na buite toe kan heers, is jy moet oor jouself kan heers. En self-talk, dit is wat hierdie psalmskrywer hier doen. Hy praat met homself. Hoeveel van julle het al op 'n stadium gekom wat jy weet jy's in hierdie slamp, jy weet dinge het net nie goed gegaan nie en dit is sleg by die werk en dinge is net nie lekker nie. Jy weet en dan voel jy self net, Jesus, dit is net te sleg en dit is net te swaar. En dan kyk jy vir jouself en dan sê jy, nee man, sit dit jou reg. Wie van julle praat met julleself? Okay, is daar iemand wat nie met homself praat? Okay. Jy moet net nie jouself antwoord nie. Want dan gaan daar rooi lig daar. Okay? Hier oor hierdie, ja. Jy moet met jouself praat. Maar pas op hoe jy met jouself praat. Wat is jou self-talk? Is dit neerhalend? Stupid. Is jy simpel, wat jy man, jy sê. Wat is jou self-talk? En dit is, dit ons laag daaroor, maar dit is belangriker as wat ons dink. Jou self-talk, bepaal wie jy is. En dit bepaal jou selfbeeld. En weet jy wat, ons moet begin besef, ons is konings van die allerhoogste God. Ons is konings en koninge van 'n koninkryk, wat vir ewig sal wees. En jou koningskap sal vir ewig wees. En wanneer ons begin en dinge is net te taaf en dinge druk op jou, dan het ons nodig om vir onsself te sê, kom nou man, jy weet, wek jouself bietjie op, kyk bietjie, tel jou kop op, kyk bietjie rond, en kyk wat gaan aan, en sien wie jy werklik is in Christus. Partykeer het ons nodig om 'n bietjie 'n Bybelstudie te gaan doen, net van wie jy is. En dit neer te skryf. En as jy sukkel met hierdie dinge, dan het jy daai briefietjie van die teksverse van wat jy alles is, wat die woord sê jy is. Dan moet jy dit hier binnekant sit. En as jy in so 'n down in die dumps is, dan moet jy hom kan uithaal en kan jouself kan herinner wie jy is. En so begin jy heers in jouself en oor jouself. Jy's die outeur van jou eie lewe. Dit wat jy is vandag, is as gevolg van jou self-talk, van die mate waarin jy in jouself heers. Hoor wat sê Spreuke. In Spreuke 16 vers 32, en ek het vir julle die Amplified Bible daar opgesit. Hy sê, he who is slow to anger is better than the mighty. Okay? But he who rules
His own spirit is better than he that takes a city. Ons moet begin beheer neem oor ons emosies en ons denke en dit wie ons dink ons is. En begin dink soos wat God dink oor jou. God het 'n hoë dink van jou, hoor. Hy kom op 'n stadium kom hulle by Gideon. En Gideon kruip self weg en hy wonder waar en die engel kom staan by hom en sê jy weet, you mighty warrior. Hy kyk, wie is dit? God sien dinge in ons, wat ons moet begin besef wat in ons is. Weet jy wat, as hy na jou kyk, weet jy wie hy sien of wat hy sien? As God na jou kyk, wat dink jy sien hy? Hy sien Jesus. Dieselfde autoriteit wat Jesus het hy vir jou en my gegee. En ons is in Christus. En wanneer ons in Christus is en God kyk na jou, dan sien hy vir Christus. En ons moet onsself dit begin sien. Nou dit is nie daai van, jy weet, jy moet net pas op wie ek is, hoor. Hoor hierso. Ons moet nooit 'n hoogmoed daan kry nie, want ons is totaal en al afhanklik van God, van wie ons is. Dit is die laaste ding. 'n Christen kan nie hoogmoedig wees nie. Want alles wat jy het en alles wat jy is net genade. Maar wanneer jy in dit is en vanuit dit uit, moet daar 'n bultnis in ons gees wees. Moet daar iets hier binnekant wees van sê, I'm of a God kind. Jy kan nie met my maak net soos wat jy wil. En ek kan nie met myself praat net soos wat ek wil nie. En as ons begin besef kry van wie ons mee te doen het, as ons met mekaar te doen het, gaan ons mekaar altyd hoor ag as wat ek self is. He who rules his own spirit is better than he who takes a city. Ja, baie keer is daar mense wat hulle is heeldag daarop uit, om iets te kanker in dit. Maar het hulle self nog nooit gedoen. Kan ons as verre meer mense begin besef en dat ons net begin heers oor onsself, oor ons eie emosies en oor ons eie denke. Ons kan nie rondom ons kyk en maak dat dit wat ons sien op die nuus en dit wat ons hoor op die radio, dat dit ons beïnvloed oor hoe ons gemoed is nie. Of dit is hoe dit gaan beïnvloed oor wat ek gaan doen nie. Nooit. Ons is gemaak vir mense, ons is nie van hier nie. So dis die eerste ding. God wil hê, as jy daaroor kan begin heers, dan kan hy jou 'n stappie verder vat. Waaroor wil God hê, moet ons nog heers in hierdie lewe? In Romeine 6 vers 12, skryf Paulus hier, hy sê, laat die sonde dan, in julle sterflike liggame, nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. Die tweede ding waaroor ons moet heers, is oor die sonde. Ons moet begin, as jy jouself kan onder beheer kry, as jy oor jouself kan heers, oor jou emosies en oor jou denke, dan is die volgende stap, dat die vyand kom heeldag en hy wil vir jou dat jy doen dit wat God nie behaag nie. En wanneer jy sonde toelaat, dan is daar 'n skeiding wat tussen jou en God plaasvind. En die vyand, dit is sy enigste doel, is net dat wanneer jy en God naby mekaar is, dan is niks vir jou onmoontlik nie. Niks is vir jou onmoontlik nie. Jy en God is altyd 'n meerderheid. Maak nie saak in wat se situasie dit is nie. En ons kan dit gaan kyk in al ons die geskiedenis in die Bybelboeke. Dawid kom en hy hardloop na Goliat toe. Want hy weet God is aan my kant. En as God met my is niks onmoontlik nie. Sadrag, Mesach en Abednego.
Hulle gaan en hulle sê ons gaan nie buig voor hierdie gesneede beelde nie. Maak nie saak wat my uiteinde is nie. Ek gaan nie dat dit druk van buitekant af my bepaal van wie ek is nie. En hulle heers daaroor, want die ding is, God het gesê jy kan nie buig voor ander nie. Want sodra jy dit doen is daar 'n verwydering tussen my en jou. En daarom in alles wat jy doen dit so dat daar nie 'n verwydering tussen jou en God is nie. Dat God altyd met jou is. Want dan is niks vir jou moontlik nie. Laat die sonde in julle sterflike liggame nie heers nie. Die menslike natuur, se geneigtheid is om sonde te doen. Of wie van julle het julle kinders stout geleer? Dit kom van self. Jy hoef nie 'n kursus te gaan doen nie. Dit kom net van self. Dit is soos as 'n mens tuin maak. Wie van julle gaan plant bossies? Niemand plant bossies nie. Hulle kom van self op. Jy moet werk om hulle uit te kry. En net so is dit met die sonde. Jy weet, my pa sê altyd, jy soek nie vir moeilikheid nie, dit kom van self. Ja, en so die sonde ook. Mense, en ons hele, die menslike natuur is die geneigtheid is om sonde te doen. Maar daar is 'n ander natuur in jou. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in my en jou. En ons moet begin fokus op daardie natuur. Want ons is nie van hier nie. Hoe meer jy fokus op jou skadelike natuur, hoe meer gaan jy lyk soos die wêreld. En ongelukkig het die kerk slaag net nie daarin, om die besef te hê dat ons is nie van hier nie. Want as 'n mens gaan kyk na statistieke reg deur die bank, of dit is met jy weet, saam bly voor die huwelik, en of dit is met aborsies, en of dit is met sonde, en of dit is met drankprobleme, of met wat ook al, die statistieke binne in die kerk en buite die kerk is presies dieselfde. En dit kan nie wees nie. God sê ons moet heers oor dit. En as ons een ding kan regkry met hierdie reeks, dat ons net 'n besef kan kry, dat ons is in hierdie wêreld, ons het hierdie vleis, en dit is wat ons vashou in hierdie wêreld. Maar ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld. Daar gaan 'n dag kom, waar 'n besuin gaan klank, en ons gaan dan om tuis te wees. Maar intussen is dit nodig vir ons om te heers oor wie jy is. En oor die sonde, wat so maklik verstrik. Ons mense moet attent wees daarop. Gaan wonder, daar word geskryf nie, hy sê waak en bid. Waak en bid. Ouens, ons is behind enemy lines. Jy kan nie jou guard laat sak een oomblik nie. Jy kan nie net gaan ontspan nie. Ons moet guard your heart. Waak en bid. Okay, so, ons moet oor die sonde heers. Goed, en dan lees ek hierdie in Matteus, want ek wil nou nie alles gaan opnoem waaroor ons nog moet heers nie. Want as ons nou, jy weet, as ons dit reg gekry het om oor onsself te heers, en ons dit reg kry om oor die sonde te heers, dan is dit asof God, ons vertrou God, maar God begin aan jou vertrou. En dan begin hy jou meer en meer autoriteit gee, oor alles dit wat Jesus gedoen het. En oor wat het Jesus autoriteit gehad? Oor waaroor het hy geheers hier op aarde? Oor alles. En God wil dit vir jou en my. Hy het dit al lank al gegee, maar hy wil jou release in dit. Maar die eerste ding wil hy net eers sien. Eers kan jy heers oor jouself en oor jou sondige natuur. Nee, want Jesus, hy sê hierso, net voordat hy opvaar, sê, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag is aan my gegee in hemel en op aarde.
Nee. Nou, ek het nou gaan kyk, jy weet die interessantheid, daar is verskillende Griekse woorde vir, jy weet, hemel. Die hemel vir die geestelike hemel, dit waar ons woonplek is 'n hele ander woord. Maar hierdie woordjie hemel, dit is die hemelruim waarin die bose geeste in vasgevang is. Hey, dit is ons hemelruim. Daar waar dit staan dat ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig. Nou daai woordjie lig is dieselfde woordjie as hemel hier. Nee, dit is nie ons huis nie, want daar is geen duiwel is daar. Nee, so Jesus sê, aan my is alle mag gegee in hierdie hemelruim, daar waar die vyand is. Alle mag is vir my daar gegee. En alle mag hier op aarde is vir my gegee. Nou toe te gaan kyk, wat beteken hierdie alle mag? Kyk 'n bietjie wat sê hy hierso. Hy sê, it is the power to choose, the liberty of doing as one pleases. Dat hoor hierso, ek gaan doen net wat ek wil. En niemand kan my keer nie. Daar's niemand wat my kan question nie, en daar is niemand wat vir my kan keer in dit wat ek gaan doen nie. En dit is aan Jesus gegee. He's got the liberty to choose. Wat hy ook al wil. En hoe hy ook al wil. Daar's niemand wat hom kan teestaan. Nobody. He can do as he pleases. He's got die liberty. Hy kan net doen wat hy wil. Alle mag is gegee aan hom in hierdie hemelruim en op aarde. En geen wonder, hy kon dat hy kom by 'n duiwel, iemand wat duiwel besete was. En daai duiwel kom en hy sê, seun vir die mens, hoe het jy nou gekom om my voor my tyd te pynig? Ek meen, Jesus het nog eers 'n woord gesê nie. En die duiwel pleit by hom en sê, hoorie asseblief, laat my net in daai varke ingaan. En hy sê net, gaan. Okay, nou is my vraag, wat se autoriteit het Jesus meer as wat ek en jy? Dieselfde. Alles wat Jesus gedoen het hier op aarde, het hy gesê, dat julle sal selfs groter en groter dinge doen as dit. So, waaroor moet ons heers? Die dag as ons dit reg kry, om ons oor onsself te heers en oor sonde te heers. Waaroor wil God hê moet ons heers? Oor alles, in hierdie hemelruim en op hierdie aarde, is onder ons voete. Dis die autoriteit wat God vir jou en my gegee het. En kan ons vir eens en vir altyd daardie besef kry. So nou en dan hoor jy van getuienisse van iets wat bonatuurlik gebeur. Dan sê, wow, this is awesome. En ek sê, ons gaan in die laaste dae in, waar ons gaan, my vertroue en my geloof is, dat ons in hierdie laaste dae wat ons sal ingaan, net voordat Jesus kom, dat dit 'n weeklikse, 'n daaglikse ding gaan wees. Dat hoor jy, dit en dit het gebeur. Awesome. Kom ek jou vertel wat het die Here met my, deur my gedoen. En dit is nooit net jy, dis nie nooit jy wat dit doen nie. Hoor, enigiets wat die Here doen deur jou, jy's maar net 'n instrument. Jy kan net op jou knieë val en sê, Here, dankie dat jy my gebruik het. Dat jy hierdie arms, hierdie hande van my, wat van stof en as gemaak is, dat wat 'n voorreg is dit, dat U my wil gebruik vir dit. En die Here wil elke een van ons vir dit gebruik. So ja, ons het die mag om te heers oor die vyand. Die van julle wat die Bybels hier het, wil jy nie asseblief vir my na Lukas 10 toe blaai nie. Lukas 10 vers 19. Ek het dit nou nie hierbo gesit nie. Ek het nie gedink ek gaan daaroor, maar ek het dit opgesoek. Lukas 10. Lukas 10 vers 19. Hy sê in vers 19. Hy sê kyk,
Ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen. Oor wat jy mag? Jy het mag oor die vyand. Jy het mag oor sy krag. Julle weet wat is die verskil tussen mag en krag? Weet julle wat is die verskil tussen mag en krag? Daar is so 'n ou 'n storie wat hulle altyd vertel om te verduidelik wat is die verskil tussen mag en krag. Okay. Nou 'n groot trok wat vol gelaai is, wat 100 km/h ry, wat stop hom? Ja, nie net enige iets nie, Ek meen hy sal deur 'n ding gaan. Okay? Hy het momentum. Daai ding het baie 'n krag agter hom. Nou sien jy daar kom 'n speedkop. Maar dit is een van die mees roekieste ouens wat op die mag is. Jy weet, maar hulle het ook gesien dit is die kleinste ouetjie. Hulle moes vir hom amper 'n kinderhandskoentjie gekry het, 'n wit handskoentjie om te pas. En jy sien hy stap nou uit en hy gaan staan in die middel van die straat. En hy sit sy handjie so op. Wat moet daai trok doen? Okay, maar het daai trok die krag om hom plat te trap? Absolutely. Jesus, ek dink 'n minisaal. Jy weet, hy sal net. En dan wat moet daai trok doen? Kyk, hy moet afrat. En hy moet jy weet exhaust brakes aansit. Jesus, want hier is 'n mannetjie hier voor hom, wat staan met 'n wit handskoentjie. Hy was nie op die job. Hy weet nie of dit gaan gebeur nie. Okay? Hierdie trok het krag om oor hom te hardloop. Maar agter daai wit handskoentjie is daar 'n mag wat sê, hoorie, as jy hom oortree, is daar die hele polismag agter jou. Ons gaan jou soek tot ons jou kry. Nou dit is wat gebeur. Die vyand het dalk krag. Hy het kragte. Onthou julle toe Moses gegaan het en hy Jesus of die Here sê vir hom, hoorie, soos jy nou voor Farao is, dan moet jy jou staf neergooi en dan word hy 'n slang en dan vang jy hom in sy stert en dan word hy weer staf. En toe kom die Egiptenare en doen dieselfde. Ja, jy weet, hulle het ook magte om te doen. Hulle kan ook allerhande goeders doen. Okay? Maar oor ons het die mag oor al daai kragte. As iemand kom en hy zimzalabim en iets gebeur, jy het die mag oor dit. Moenie dat dit jou impres nie. Moenie dat dit jou impres nie. En daarom sê hy, ons het mag oor alle krag van die vyand. Dis een deeltjie. En dan, dit is nou in die hemelruim, maar alles op aarde. Weet jy dat ons het autoriteit oor die natuur ook? Die Here het dit vir ons gegee. Ons kan heers daaroor. Maar ons het nie die boldness daarvoor nie. Ons het nog nie eers daar reg gekry om oor onsself te heers nie. Hoe kan jy dit reg kry om oor dit te doen? Want Jesus is vir ons die mees awesomeste voorbeeld van wie ons eintlik moet wees. Hy was die voorbeeld van mens. Hy is die voorbeeld van wat se autoriteit ons het. Nou kom ons gaan lees. Net weer 'n eenvoudige voorbeeld. Onthou julle toe Jesus toe hulle op die skei was en toe Jesus gaan slaap het en jy weet die woord sê dat die golwe was so groot dat dit oor daardie skei gegaan en Jesus het net geslaap en hulle kom na hom toe en in Matteus 8 vers 26 sê hy, toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see en daar het 'n groot stilte gekom. En hy sê eers vir hulle, julle klein gelowiges, eintlik moet julle dit doen.
Ek slaap, ek rus bietjie. Ek het vir julle die autoriteit gedoen, doen julle dit. Maar nou is julle net klein gelowig. Nou moet ek dit kom doen. Kom ons bou ons gees, ons bou ons geloof, dat ons nie die klein gelowiges sal wees nie, maar dat ons kan heers. Hoeveel van u is in hierdie tyd, is jy in omstandighede soos wat hierdie ouens was in hierdie skyt? Wat se omstandighede woed rondom jou? God sê, ek wil hê jy moet heers daaroor. Dis tyd dat ons begin ons autoriteit opneem en begin praat oor ons omstandighede. Dat ons kan autoriteit neem. Jesus was nooit 'n reaksionis nie. Jy al agtergekom? Hy het nooit gereageer nie. Hy was altyd 'n initieerder. As iemand hom 'n vraag vra om hom vas te vra, dan het hy 'n ander vraag gevra, né, dat hulle die vraag moet beantwoord. Hy het nooit gereageer nie. Hy was 'n initieerder. Ons moet nooit reaksies wees op dinge rondom ons gebeur nie. Ons moet initiators wees. As dinge rondom ons nie reg is nie, is dit tyd dat ons opstaan en praat daaroor. Maar ons moet eers begin besef dat jy moet eers jouself onder beheer kry. Jy kan nie toelaat dat die storm wat om jou woed in jou binneste kom en jy dit toegelaat en dan dink jy kan vrede uitspreek nie. Nee, heers eers hier binnekant. Dat die vrede altyd binne jou sal wees. Dat die storms wat rondom jou woed nooit binne jou sal kom nie. En dan kan jy met autoriteit spreek vanuit 'n vrede wat hier binnekant is en sê stil. In die week hoor ons 'n getuienis met woordskool. En ons is besig met die boek van Romeine en ons praat van dat mense jy het altyd 'n woord van God nodig. Want as God iets gesê het, kan niks dit keer nie. Partykeer is jy in omstandighede, en jy moet God se aangesig soek om 'n woord te spreek oor die omstandigheid. Dan vat jy God se woord en jy spreek dit oor die omstandighede en dan kan dit nie anders as om nie waar te word nie. Want as God iets gesê het, kan niks dit keer nie. Maar daar's baie kere wat jy in omstandighede is, wat God met jou praat en sê, praat dit. En dan as jy dit praat, dan gebeur dit net so. En Jan Joubert, hy vertel hierdie ding want baie kere is daar wat jy vir weke, vir maande, vir jare lank bid vir iets. En jy wag dat God net 'n woord moet spreek. Ons verstaan nie hoekom dit baie keer so moet wees nie. Maar baie keer moet jy net God aanroep. Maar hy sê, daar's hy een keer, hulle het gaan bootry op die see. Hy sê nie een keer toe daar net 'n groot golf in die boot slaan om en hy sê dat een van sy seuns, jy weet, hy en sy ander seun het opgekom en hy weet nie waar sy ander seun is. Hy sê en dit was vir hom verskriklik geweest. En toe was hy toe die boot omgeslaan het, was hy aan die binnekant onbewus, wel bewusteloos. Maar hy het binnekant gedryf en hy kon asemhaal en alles. En iemand het gekom in die boot omgedop en hulle het toe dit was net vir hom 'n groot traumatiese ervaring. En hy sê toe nie, hy gaan die boot verkoop, hy skaam met hom. Hy sê en een van sy oudste seun wat saam met hom toe nou opgekom het, hy sê, pa, ons beter nou weer uitgaan. Anders gaan ons dit nooit weer doen nie. En hy sy seun besluit toe, en die ander ene was toe nou nog nie reg nie en hy sê nie, hy is nog nie up to it om uit te gaan nie. Hierdie twee gaan toe uit. En hulle ry toe lekker rond en dit is baie lekker. Hy sê en toe hulle nou moet terugkom, dis die golwe redelik groot. Nou kyk, jy het nogal redelike krag nodig om uit die golwe uit te kom. Hy sê net hulle nou wag vir die regte golf om te kom en daar's 'n groot storm wat op pad is. Sê hierdie engines van hom sny uit. Hy sê en hulle begin, hy probeer start en totdat daai batterye mors dood is, dat hy net klak. Hy sê en die enigste ding is jy kry so 'n parachute ding wat jy uitgooi
voor in die neus van die boot. Dat as jy hom uitgooi, dan die golwe vat daai ding en dan trek hy heeltyd dat die boot se neus in die golwe bly, dan sal die boot nie, jy weet, as hy draai, dan sal hy omgegooi word. So hy gaan toe in die canopy onderin om daai ding te kry. Hy sê en toe hy uitkom, toe kniel sy 13-jarige kind tussen daai twee engines. Hy sê en voor sy oë begin daai een engine te staar van self. En hy kyk en hy sien daar's niemand wat by die ding staan nie. En hy weet dat die batterye is morsdood. En hy kyk na hierdie engine en hy begin te bid en daar begin daai engine ook staar van self. En hy sê, seun, wat maak jy? Hy sê, ek weet nie hoe ek hier gekom nie, maar ek het net ervaar, ek moet kom bid hierso. Nee. Mense, dit is iets awesomes. Dit is hoe God wil hê ons moet heers oor dinge, wat die natuur het geen beskrywing daarvoor nie. Daar is nie 'n verklaring daarvoor nie. Maar dit gebeur. Nou, as ons dalk net gehoorsaam is hier binnekant, en sê, Here, moet ek dit doen? Wait, mense gaan my simpel aankyk. Maar is tyd dat ons autoriteit neem en begin heers oor dinge wat rondom ons is. Dinge wat omstandighede, wat dalk jou dood kan beteken. Dit is tyd dat ons begin besef, ons is nie van hier nie. Ons het autoriteit oor alles rondom ons. Maar ons kan nie daarby uitkom as ons nie eers begin heers het hier binnekant. Kan ons 'n besef kry? En dat ons die Heilige Gees vra om ons te help in dit, dat ons begin heers oor ons oor ons emosies en oor ons denke en dan oor die sonde wat so maklik oor ons kom. En dan dat die Here kan sien, I can trust this one, dat die Here vir jou autoriteit kan gee oor dit wat rondom ons moet gebeur. Dat ons begin om ons hande op die siekes te kan lê en hulle sal gesond word. Want ons het autoriteit oor dit ook. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, Here, dit is nie maklik nie. As dit maklik was, Here, sou almal dit gedoen het. Maar ons wil bid, Here, dat U hier by Vermeer gemeente mense sal kry. Here, wat U sal vasgryp. En Here, dat ons, Heilige Gees, dat ons swaar op U sal leun en sal steun. Here, dat ons oorwinning sal kry. Here, oor onsself. Oorwinning oor die sonde sal kry. En Here, dat ons sal heers. Want, Here, ons is nie van hier nie. Here, dat ons 'n besef sal kry, dat dit is God se natuur wat in ons binneste heers. En dit is Hy wat ons deel geword het. Help ons in hierdie week wat voorlê, Here, dat ons nie net hoorders van hierdie woord sal wees nie, maar Here, dat ons daders hiervan sal wees. So bid dit in Jesus se naam. Amen.